'n ander persoon uit die geskiedenis wat aanvanklik nie baie goed presteer het nie, is Jakob. Jakob wat 'n bedrieër was, word later Israel. In Genesis 25 vers 31 praat hy met sy broer Esau, sy ouer broer, wat eintlik die erfgenaam moet wees. En hy sê vir Esau, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my. Hy misbruik eintlik die situasie omdat sy broer honger was en hy wat Jakob is, het 'n gereg voorberei. Esau wou graag daarvan eet en op 'n baie amper wil ek sê slinkse manier kry hy dit reg dat Esau afstand doen van hierdie eersgeboortereg. Nou ek dink nie ons sou baie waardering gehad het vir iemand soos hy nie. Maar kom ons lees in Lukas 1 vers 33. Hy, dit is nou Jesus, sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou selfs hierdie bedrieër word deur die Here aangeprys in sy latere lewe en word hy 'n baie besondere persoon. Trouwens, hy word ook later dan Israel genoem, wat vandag 'n algemene naam van 'n land op die aarde is. Israel, Israeliete en Jode, ja, Jakob is die vader daarvan. Maar God gebruik hom, ten spyte van sy slinkse optrede. En ek dink baie keer, dink ons die Here gebruik net goeie mense. Ja, verkieslik, maar dit gebeur ook, dat iemand wat aanvanklik nie so goed is nie, later wel deur die Here gebruik word. Loop mooi.